Welkom by die online Bybelstudie. Hierdie is 'n nuwe formaat. Vir die van julle wat dalk nie op 'n Woensdagoggend 9:00 hier kan uitkom nie, maar wat graag 'n bietjie insaal wil hê by wat doen ons wanneer ons Bybelstudie doen. Hierdie is vir jou. So of jy dit kyk en of jy dit nou in die agtergrond opsit en daarna luister. Die aanbeveling is eintlik om 'n Bybel by jou te hê en dalk 'n notaboekie. Miskien leer jy iets, miskien skryf jy iets neer. Dalk hoor jy iets anders te vandag uit hierdie teksgedeelte uit. Ons is by Genesis 50, eintlik by die einde van die gedeelte. Ons kyk na vers 22 tot by vers 26. Dit is ook natuurlik die gedeelte wat ons Sondag na gaan kyk tydens die erediens. En ons het nou vanoggend die gedeelte in persoon hierso gehad en daar het 'n paar interessante vrae uitgekom oor die teksgedeelte. Nou, ons was besig met Genesis hierdie hele kwartaal. Ons het begin by Genesis 1. Ons het gekyk na die skepingsverhaal. Ons het gekyk na die vloedverhaal. Ons het gekyk na Isak en Kain en Abel en Isak en Jakob en ons het gekyk na alles wat gebeur het in hierdie gedeelte. En spesifiek ook die vraag gevra, maar wat het hierdie beteken vir die mense wat daar in ballingskap was in Babylonië? Uiteindelik, wat kan ons vandag uit die gedeelte uitleer? En ons het gekyk 'n paar weke gelede na Genesis 37, na Josef wat op die toneel kom en eintlik 'n klomp ongeregtighede wat met hom gebeur. En wat interessant is as ons gaan kyk na Genesis 50, dan sien ons 'n ander Josef. Ons ontmoet 'n ander Josef hierso as die een wat ons ontmoet in Genesis 37. En ek bedoel nie hier letterlik dit is 'n ander persoon nie, maar ons sien hier 'n mate van groei gebeur by die karakter. Die Josef wat ons wat op die toneel kom, 17-jarige seentjie wat eintlik 'n mate van arrogansie het en vreeslik egosentries is en baie vol van homself. En dan lees ons van 'n Josef hierso wat sy broers vergewe en wat getrou is aan die wense van sy vader. Iemand wat nederig geword het, iemand wat rarig ware ander karakter ontwikkel het, ten spyte van alles wat met hom gebeur het. En een van die vrae wat ons vanoggend gevra het is, maar hierdie karakterontwikkeling van Josef, hierdie diensbare persoon wat ons ontmoet, of dit nie juist die trauma is wat hy deurgegaan het, wat hom gemaak het, die mens wat hy is nie. En dit het ons laat dink oor hoe ons trauma vandag eintlik kan interpreteer, dat dit dalk 'n geleentheid is vir ons om te groei en 'n geleentheid is om sterker te word en dat ons dalk met nuwe oë na daardie trauma moet kyk. Okay, so behalwe vir die karakterontwikkeling wat ons sien in Josef, kom ons eintlik nou by 'n gedeelte waar Josef se sterfte. En ons lees van vers 22 af en ek het die 2020 vertaling hierso. Ek gaan myself eintlik so 'n bietjie in die rede val kort, want daar's 'n paar dinge wat ek dink in hierdie gedeelte uitgelig word wat nogal belangrik is. So vers 22 sê Josef het in Egipte bly woon, hy en sy familie. Hy het 110 jaar lank geleef. Nou gaan dadelik sommer daar stop. Vroeër in die gedeelte sien ons dat Josef sy pa se liggaam gebalsem het. Nou dit is eintlik 'n Egiptiese gebruik. So ons sien hierso dat Josef eintlik 'n klomp Egiptiese gebruike eintlik aangeneem het, aangeleer het en ook toepas. Later het balsem die tegniek of die ritueel eintlik, want dit is eintlik 'n geloofsritueel gewees om te balsem en die antieke Egiptenare het geglo dat hulle die liggaam moet preserveer sodat die liggaam en die gees verenig kan word na die dood. Later het Assiriërs ook hierdie gebruik aangeneem en ook ander volke, onder andere ook die Jode, maar elkeen het ander tegnieke gehad. Alexander die Grote was byvoorbeeld met bye of al heuning en bye was Alexander die Grote byvoorbeeld gebalsem om die liggaam te preserveer. So dan die getal hierso 110 jaar lank, die feit dat Josef 110 jaar lank geleef het. Dit sê vir ons iets dat die verteller van die Genesis verhaal het kennis van Egiptiese gebruike, want hierdie syfer 110 jaar is 'n baie spesifieke syfer. En in antieke Egiptiese bronne wys die jaartal van om 110 jaar lank te leef as 'n volmaakte leeftyd. So was dit presies 110 jaar sodat ons vandag jy weet sou tel, nie noodwendig nie. Dit
is 'n simboliese getal wat dui op 'n volmaakte leeftyd. So hy het geleef en hy het lank geleef en hy het 'n volmaakte leeftyd uiteindelik geleef. So ons sien hierso al klaar dat die skrywer of die verteller van die Genesis verhaal bekend is met hierdie Egiptiese gebruike en dat Josef dit in 'n mate aangeneem het en dit ook uiteindelik toegepas het. Nou maak dit dat hy 'n Egiptenaar was? Nee, hy het beslis nie sy identiteit as 'n verbondskind laat sterf nie. Nee, ons sien juis hoe dit uiteindelik ook nog steeds vir hom belangrik is. Ons sien in vers 23, Josef het die derde geslag van Efraim se nakomelinge gesien. Ook die kinders van Machir, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. Nou, die feit dat Josef hierdie sy kinders en sy kleinkinders by hom is al klaar, dit ego al klaar iets van die belofte wat God gemaak het aan die aardsvaders van Abraham, Isak en Jakob, dat hulle vrugbaar sal word en sal vermeerder. So ons sien al klaar hier in die einde van Genesis dat daardie belofte waar geword het, selfs vir Josef, dat hy vrugbaar was, dat sy nageslag vrugbaar was en dat hy hulle kon sien. En die feit dat die seun van Manasse, Machir, op Josef se knieë gebore is, ons sien in daai was eintlik ook 'n simboliese gebruik gewees om die kind op jou skoot te neem, om wat uiteindelik sê jy is deel van hierdie familie. Met ander woorde, jy is deel van die verbond en jy is deel van die verbondsbeloftes. Okay. Dan in vers 24 sê Josef vir sy broers, ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. So Josef herinner sy nageslag aan hierdie belofte. Hy laat hulle ook 'n eed aflê wat ons nou van gaan lees. Maar wat interessant is hierdie dis nou interessant vertaal hierso, God sal beslis aan julle aandag gee. Pakat is die Hebreëus daarso. En dit is eintlik 'n werkwoord wat herhaal wat simbolies vir ons sê hoe eintlik beteken dit God sal kom besoek aflê by julle. Hy sal kom en hy sal julle kom besoek. Dit beteken om fyn inspeksie te doen. So God gaan na julle toe kom. Hy gaan by julle wees. Daardie intensiewe herhaling van daai werkwoord van pakat wat beteken God gaan intiem by julle teenwoordig wees. Hy gaan julle kom haal, hy gaan julle kom red. Weer eens net daai versekering dat selfs voor Josef in sy dood is, herinner hy hulle aan God se beloftes, aan God se nabyheid. Baie mense byvoorbeeld Wonrad sê dat hierdie gedeelte van Genesis eintlik 'n tipe van 'n epiloog is iets wat nie noodwendig in die oorspronklik taal was nie, maar wat later bygevoeg was om as 'n literêre eenheid te dien tussen Genesis en Exodus. Dat Genesis nie in die lig hang nie, maar dat dit verbind word met die Exodus verhaal, want hierdie eed wat ons dan nou van gaan lees in vers 25, dit word waar. God kom en hy kom haal hulle, hy kom af, hy besoek hulle, hy red hulle uit Egipte uit. Hierso in vers 25 sê Josef het toe die Israeliete 'n eed laat aflê met die woorde God sal beslis aan julle aandag gee. Weereens die herhaling van daai Hebreëse werkwoord. Neem dan my beendere hiervandaan saam. So die feit dat Josef op sy sterfbed hierdie mense herinner aan die belofte, die verbond, die verbintenis met God, is uiters belangrik. So Josef gee 'n toekomshoop vir hierdie mense, daar waar hulle in Egipte in 'n vreemde land en op 'n vreemde plek is, dat hierdie nie die einde is nie. En die feit dat Josef dit kon doen op sy sterfbed, sê al klaar iets van die hoop wat daar in hom was vir hierdie belofte van God om waar te word. So hierdie gedeelte sê vir ons uiteindelik dat selfs in die dood, selfs in die einde, beteken dit nie God se beloftes sterf saam met ons nie, maar dat God se beloftes waar sal word ten spyte van selfs die dood is nie groot genoeg. Die dood is nie die finale sê nie, dat God se beloftes waar word ten spyte van ons sterftelikheid. Met ander woorde dat ons verbind is aan God, 'n God wat groter is as die dood.
dit moet vir ons hoop gee. Dit moet vir ons sê dat maak nie saak wat ons deurgaan nie, maak nie saak wat se lyding ons verduur nie. God se beloftes is blywend en God gaan afkom. Hy gaan ons kom haal, hy gaan by ons wees. Dit bevestig weer eens sy teenwoordigheid. En dan sluit die gedeelte af wat sê Josef het gesterf toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en in Egipte in 'n kus geplaas. Ons sien weer eens daardie Egiptiese gebruike. Dat ten spyte van die Egiptiese gebruike weet ons maar die kern van Josef se menswees het gelê in sy identiteit as 'n Hebreër, as 'n verbondskind. En dit was uiteindelik wat belangrik was hier. So al het hy hierdie Egiptiese gebruike aangeneem, het dit nie gemaak dat hy sy identiteit verloor het nie. Hy het sy identiteit as Hebreër nog steeds nagekom. So hierdie gedeelte herinner vir Josef, sy broers, sy kinders, sy kleinkinders, dat God sy belofte sal nakom. Dit gee vir ons hoop selfs in die dood, dat ons deel is van 'n God wat groter is as die dood. Dan hierdie Josef se lewe sluit eintlik af met 'n geloofsbelydenis. Hy bely dat hy glo in hierdie beloftes van God. Nou, daar's so 'n paar ander interessanthede uit hierdie gedeelte uit, behalwe natuurlik vir die Egiptiese begrafnisgebruike wat ons hierso sien. Iets wat ook Josef se vader, Jakob of Israel althans, ook aan deelgeneem het, of wel nie dat hy regtig aktief daaraan deelgeneem het nie, maar iets wat hy ook deurgebring het. Maar ja, daarso is 'n paar ander dinge net oor hierdie verbintenis, hoe hierdie gedeelte ons verbind aan Exodus, dat wanneer ons aangaan met hierdie groter verhaal van God en sy mense, gee dit vir ons 'n toekomshoop om te sê maar hierdie is nie die einde van hierdie verbond nie. Dit is eintlik ook nogal 'n mooi literêre eenheid waar die boek van Genesis begin met lewe. 'n begin, 'n Genesis verhaal, letterlik 'n skepping, nuwe lewe, nuwe aarde, en dit eindig met die dood, maar dit eindig nie daar nie. Dit is eintlik maar net die volgende hoofstuk wat aangaan. So ek dink uit hierdie gedeelte uit is dit belangrik dat ons moet vaskyk in die hoop wat hieruit uitkom. Dat selfs die dood nie die einde is nie. En dat ons deel is van, dat ons 'n God aanbid wat groter is as die dood. En dat sy beloftes ook groter is as die dood. Laat weet ons in die opmerkings, in die comments afdeling, as jy enige vrae het of iets wat vir jou uitgestaan het van hierdie gedeelte, of miskien oor die groter Genesis verhaal wat ons bespreek het hierdie afgelope kwartaal. Een baie interessante vraag wat uitgekom het uit vanoggend se Bybelstudie uit is, was Josef suksesvol in God se oë? En ons het so 'n bietjie gepraat oor wat is sukses, dat sukses subjektief is, dat dit nie 'n objektiewe ding is nie, alhoewel die wêreld daarvan 'n objektiewe ding wil maak. En miskien is dit 'n goeie vraag om dalk bietjie oor na te dink. Is jy suksesvol in jou eie oë? Met ander woorde, kyk jy na jouself en dink en sien jy jouself as suksesvol? Dan tweedens, is jy suksesvol in die wêreld se oë, en dan is jy suksesvol in God se oë? En is daai dieselfde? Lyk sukses vir God dieselfde as sukses vir die wêreld? En ek dink hierdie vraag het gekom, want wanneer ons kyk na Josef se lewe, lyk hy soos iemand wat sukses bereik het. Hy was suksesvol. Die teks Genesis self sê dit vir ons, as ons gaan kyk van hoofstuk 40 af, dat ten spyte van Josef se teëspoed, die feit dat hy ongeregtig in 'n put gegooi word, as 'n slaaf verkoop word, dat hy valslik beskuldig word, in die tronk gegooi word, ten spyte van al hierdie dinge wat teen hom is hy in beheer basies van die hele Egipte. Al wie bo hom is die farao. Hy kry materiële rykdom wat vir hom gegee word. So vanuit 'n wêreld se oogpunt af is hy absoluut die prentjie van sukses. Maar hierdie was vir my 'n interessante vraag. Is
Hoe lyk sukses in God se oë? Was Josef suksesvol in God se oë? En wat beteken dit om suksesvol te wees in God se oë? Gaan dink bietjie daaroor in die week wat voorlê en dan sien ons julle weer volgende week vir 'n Bybelstudie. Jy is welkom om vrae te vra, kommentaar te lewer en baie dankie dat julle kyk. Totsiens. Is nie water in die glas nie. Skryf. Goed, welkom. Ja, ek vat 'n oombliekie. Hou diep asem. Vat 'n sluk water. Sien dat jy 'n coaster moet kry en dan soms maar net na die tyd hierdie merk afvee. Nee. Die merk gaan op bly. Soek inspirasie vir 'n coaster. Nee. Okay, dalk hier's 'n lappie. My bril skoonmaak lappie wat eintlik 'n ander lappie is. Okay. Goed. Okay. Straai weer.